Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend enkele afkondigings voor die erediens. Ons kollektes vandag is vir die emeritaatsversorging en DV volgende Sondag vir die sustentasiefonds. Is dit ek wat hakkel of is dit jy? Ja, daar's vanoggend nou iets wat weer pla. Die ander afkondigings is vanoggend tydens die diens het ons die bevestiging van broeder AC Botha as ouderling en dan ook die afgelope week het ons gehoor op die groepe ook van Suster Henna Nel wat oorlede is en ons wil vanoggend dan in besonder ons meelewing betuig met haar dogter Suster Marie Nel, sy is daar agter ook in die kerk en hulle hele familie met die afsterwe van Tannie Henna en ons wil vra dat ons 'n oomblik opstaan om ons meelewing te betuig. Baie dankie. Die begrafnis vind plaas DV eerskomende Dinsdag die 3de Maart om 10:00 by Zandfontein begraafplaas en dan is die troostdiens om 11:30 hier by die kerk. Dit dan wat ons afkondigings vanoggend voor die erediens betref. Daar is nog een wat ek amper vergeet het aan toe Niels geraas. Met attestaat vanaf Gereformeerde Kerk Hoedspruit, Suster Mariska Reinders. Ons verwelkom haar dan ook hier in ons midde. Dan die ander afkondigings sal ons na die erediens hanteer. Kom ons sit so en dan sing ons saam vanoggend skrifberuiming 14:2, die beruiming van Habakuk hoofstuk 3 se loflied. Ons begin vanoggend se erediens met die woorde van Psalm 103. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensdier is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing ons geloofsbelijdenis. Ons sing eers vers 1, 2 en 3, waarna ons na die wet van die Here sal luister en daarna gaan ons saam sing vers 4 en vers 5.
Kom ons staan vir die sing van ons geloofsbelijdenis, die eerste 3 verse waarna ons sitplekke weer kan inneem. Ons luister vanoggend na die 10 gebooie uit Eksodus hoofstuk 20 uit, en wanneer ons daarna luister, dan weet ons dat die regter wat ons op grond van hierdie wet gaan oordeel, is ons Here Jesus Christus self. Hy wat aan die kruis op Golgotha juis die straf vir ons sondes, die ewige dood, gedra het, sodat ek en jy vandag hom ook ons verlosser kan noem, hom ons koning, ons priester en ons hoogste profeet kan noem, maar ook dat ons die voorreg het om hom ons Here te kan noem, en te mag weet ons behoort aan hom, en dat hy ons nooit sal laat vaar nie. Inteendeel, dat hy vandag juist deur die Heilige Gees en deur die wet waarna ons nou luister, elkeen van ons se lewens so wil stuur en rig, dat ons tot sy eer kan lewe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie.
Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons antwoord daarop met die sing van ons geloofsbelijdenis, vers 4 en 5, en kyk mooi wat ons daarin sê oor die Heilige Gees, maar ook oor ons eie sondeskuld, wat ons vanoggend dit saam kan bely. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons saam sal bid. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonder is dit nie om U ook ons Vader te kan noem nie. Ons Vader wat U oor elkeen van ons ook ontferm het. Wat elkeen van ons ook in en deur ons Here Jesus Christus vergewe het. Ons Vader wat getrou bly aan elkeen van U beloftes. Daarom dank ons U vanoggend ook om hier saam te kan wees in 'n erediens tot die eer van U naam. En ons gebed is dat U sal gee dat elkeen van ons uit dit wat ons hier dink en sê en doen, U naam sal verheerlik. Maar dat ons ook daardeur in ons geloof versterk sal word, sodat ons die liefde wat U aan ons bewys het, ook aan mekaar kan bewys, sodat ons U liefde in die wêreld daar buite kan gaan uitdra. Want ons weet dit en ons glo dit, elkeen van ons is deur ons Here Jesus Christus in die wêreld ingestuur, om ook vir die mense daar buite van hom te vertel.
om ook vir mekaar van hom te vertel, om sy getuies te wees tot in die uithoeke van die wêreld. Selfs daardie plekkie waar ons elke dag dink ons is een van daardie hoeke van die wêreld waar die evangelie verkondig moet word. Daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees ook ons die woorde in die mond sal hê, dat ons ook daardie getuienis waar nodig en op die regte tyd en plek aan mense kan bring. Daarom vra ons dat U vanoggend ook deur die verkondiging van die evangelie in ons harte sal werk, dat ons anders na onsself en na mekaar sal kyk, dat ons in besonder anders ook sal kyk na mense wat tot bekering kom. Dat ons in U vreugde daaroor kan deel. Ons bid ook vir ons land. Ons vra dat die verkondiging van die woord vandag ook in ons land geseën sal wees. En ons weet daar's in ons eie land en in die wêreld baie onsekerhede, daar's oorloë, daar's vervolging van U kerk. Maar troos ons met die wete dat U liefde vir ons onverganklik is en dat U aan ons getrou bly oor geslagte heen, ongeag die ontrou van hierdie wêreld. Ons bid ook vandag in besonder vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, Tannie Marie en haar familie met die afsterwe van Tannie Henna. Ons vra dat U ook hulle sal troos met die evangelie, en besonder ook Dinsdag met haar begrafnis. Ons bid ook vir ons lidmate wat siek is, wat weens hulle ouderdom nie vanoggend ook hier saam met ons kan wees nie. Ons dink aan hulle wat op reis is. Ons dra elkeen aan U troue Vader sorg op. Ons vra ook dat U ons almal genadig sal wees, dat U ons sondes sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vanoggend, broeders en susters, weer Lukas hoofstuk 15. Ek lees die eerste 2 verse net vir ons vir agtergrond. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenisse, en dan die eerste gelykenis het ons by stil gestaan. Dis die verlore skaap, die een skaap wat weggedraak het, wat die eienaar dan gaan soek het, dan die verlore muntstuk, en vanoggend kom ons by die verlore seun. En jy sal sien ons tema is eintlik 2 verlore seuns. Sal dit in die prediking sien hoekom ons so sê. Vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man met 2 seuns. Die jongste het vir sy pa gesê: pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom, en hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê: my pa het wie weet hoeveel dagloners,
En hulle het almal oor genoeg kos en hier vergaan ek nou van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir my pa en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense: Maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord hom: U broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord: Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom: Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders nie as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte. In aansluiting hierby sing ons nou van God se vaderskap, Skrifberuiming 1:1. Geseënd is hy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Kom ons staan en ons sing vers 1 en vers 2, waarna ons sitplek kan inneem.
Almal broeders en susters ken hierdie gelykenis van die verlore seun baie goed. Trouwens, daar's mense wat dit selfs die kroon van die gelykenisse noem. Omdat dit seker 'n gelykenis is wat 'n mens kan sê sonder gelyke is. En ons moet altyd onthou as ons daaraan dink, die agtergrond waarteen Jesus hierdie gelykenis vertel het, daardie tollenaars en sondaars wat die gewoonte gehad het om na hom te kom luister, en dan die fariseërs en die skrifgeleerdes wat daaroor beswaar gemaak het by Jesus en by mekaar en gesê het, maar kyk, hy eet selfs saam met tollenaars en sondaars. Jy moet hierdie agtergrond in gedagte hou om die trefkrag van hierdie gelykenis te kan ontvang en te kan verstaan en te verstaan hoe groot dit is. Sal onthou die vorige twee gelykenisse waarby ons stil gestaan het, was die verlore skaap en die verlore muntstuk. Nou 'n skaap en 'n muntstuk klink half onpersoonlik. Dis goederes wat weggeraak het, dis besittings wat weggeraak het. Maar in hierdie gelykenis kom Jesus en hy maak dit 'n persoonlike gelykenis. Want dis mense van wie hy hier praat. Hy skets vir ons die intense, die dramatiese gebeure rondom twee seuns se optrede teenoor hulle pa. Ons almal sal saamstem, dis 'n hegter band as 'n muntstuk of 'n skaap. Kinders. En dis nie sonder rede nie. Ons sal onthou in die ander twee gelykenisse is daar aan die lig gebring die sondaars moet na die koninkryk toe gebring word. Hulle moet gesoek word. Want mense kom nie van self tot bekering nie. Die kerk moet uitgaan en mense gaan soek. Die Here self gaan uit om mense te gaan soek en terug te bring. Maar hierdie gelykenis vertel dan vir ons wat gebeur wanneer hulle gevind word. Wat gebeur in mense se daaglikse lewe? Hoe verander 'n sondaar se lewe? Mens kan ook sê dis 'n gelykenis wat ons leer van bekering en regverdigmaking van 'n verlore sondaar. En ja, mens kan baie daaroor sê, oor die emosies wat in die gelykenis na vore kom, die emosies wat dit by mense wakker maak as hulle dit hoor. Maar die belangrikste wat 'n mens moet raak sien weer eens, is die blydskap. Die blydskap wat na vore kom in hierdie vader se lewe wanneer sy kind teruggekom het. En so begin Jesus dan hierdie gelykenis. Hy sê daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. En ons moet vanoggend na beide hierdie 2 seuns gaan kyk. En hulle optrede besonderlik teenoor hulle pa. Nou ons begin by die jongste seun. Die seun wat weggegaan het en wat ons tot vandag toe ken as die verlore seun. Die seun wat weggegaan het en ons ken hom vandag ook as die verlore seun. Nou hy is die, kom ons noem dit die verpersoonliking van die tollenaars en die sondaars wat die gewoonte gehad het om na Jesus te kom luister. Die sondaar wat weg van God af beweeg het in die wêreld in. Nou Jesus gebruik dan Joodse gebruike wat vir die fariseërs baie belangrik was en vir die skrifgeleerdes om ons van hierdie seun te vertel. Die eerste gebruik waarvan Jesus hier melding maak is die gebruik dat die oudste seun gewoonlik 2/3 van sy vader se besittings sou erf en dan sy vader se huishouding sou oorneem as sy pa tot sterwe kom, terwyl die jongste seun 1/3 daarvan sou kry om sy eie huishouding daarmee te begin. Nou hier hoor ons die jongste seun het
by sy pa gekom en aangedring dat sy pa sy deel vir hom gee, al was sy pa nog lewendig. En dit vat ook nie lank nie, maar gou sien 'n mens sy motief is duister. Hy het hierdie strewe gehad wat baie mense vandag ook het, en veral jong mense teenoor hulle ouers, is ek wil onafhanklik wees. Ek wil nie meer onder my pa en my ma bly nie. Ek wil wegkom van my pa se sorg, my pa wat die hele tyd vir my raad gee, my pa wat vir my wil sê wat om te doen. Ek wil self besluite gaan neem. En sy pa voldoen hier aan sy versoek. En na tyd kom dit aan die lig. Sy motief was duister, want hy verkoop alles wat sy pa vir hom gegee het, en hy vertrek na 'n ver land toe staan daar. Hy draai sy rug op sy pa en sy mense, en hy gaan doen daar alles wat hy nie in sy pa se huis mag doen nie. Hy lewe losbandig staan daar. En 'n mens kry dit vandag nog steeds. Mense wat in die kerk groot geword het, wat hulle rug op die Here en op sy kerk draai. Mense wat agter die glans en die swerigheid van die wêreld wil aangaan. Iemand het gesê dit is soos daardie mot om die kers. Die vlammetjie lok hulle, en op die ou einde weet ons wat met die mot gaan gebeur. Hy gaan verbrand word. Dis presies wat met die seun gebeur, die jongste seun. Nadat hy sy hele erfporsie losbandig deurgebring het, sy geluk en tevredenheid sonder die bande van sy pa se huishouding gaan beleef het, sien ons dat daardie geluk van korte duur is. Want geluk sonder God en Jesus Christus is iets wat nie moontlik is nie. Want dis wat sonde doen. Sonde verteer jou. Dit verbrand jou soos daardie mot in die vlam van 'n kers. En dan sien 'n mens hoe dit gebeur. Daar breek 'n hongersnood in daardie land uit. Die jongste seun sit sonder heenkomme, sonder die oorvloed wat hy in sy pa se huis gehad het, sonder die vryheid, hoor mooi, die vryheid wat hy in sy pa se huis gehad het. Selfs sonder die eer wat sy pa se kinders gehad het. Hy word vasgevang in armoede en ellende en skande. En dan kom die groot skande na vore. Hy moet gaan varke oppas vir 'n vreemdeling. Nou moet ons onthou, dis nie sonder rede dat Jesus hierdie beeld gebruik nie. Want vir 'n Jood is daar niks erger gewees as om homself aan 'n heiden te verbind nie, en om nog met onrein varke te gaan boer nie. Eintlik is dit toonbeeld van iemand wat heeltemal van God vervreemd is vir enige Jood. En soos hierdie jong man van sy pa vervreemd was, sê Jesus eintlik vir ons, moet ons besef, is sondaars of tollenaars heeltemal van God vervreemd. En nog is dit einde nie. Word erger in sy lewe. Hy sing tot op die vlak amper van 'n dier, want hy wens hy kan sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar die mense gee dit nie eens vir hom nie. En dan kom die belangrike woorde van die gelykenis. Toe kom hy tot inkeer. Toe kom hy tot inkeer. Dit broers en susters is amper die hart van die gelykenis, die bekering van 'n sondaar mens wat tot sy sinne gekom het. En bekering beteken om te besef op 'n rasionele vlak tot jou sinne te kom en jou lewe weer in balans te bring. Bekering vra dat jy wegdraai van die sonde af. Wegdraai van die versoekinge van die wêreld af. Terugdraai na God toe. En onthou altyd hierdie ware bekering
is gewortel in jou diepste wese, want dis die werk van die Heilige Gees in jou. Dis wat met die seun gebeur. Die verlore seun sit en hy dink terug aan die huis van sy pa, aan alles wat sy pa vir hom gedoen het en gesê het, aan alles wat hy in sy vaderhuis geniet het. Vir die eerste keer in sy lewe sien hy daardie goed in die regte perspektief. Self sy pa se dagloners is beter af, sê hy, as hy self. Daarom besluit hy om terug te gaan na sy pa se huis toe, om vir sy pa te gaan sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se kind genoem te word nie. Dit is belangrik dat 'n mens dit sien. Hier's geen verskonings nie. Daar's nie hierdie wat ons graag doen, 'n selfverdediging of 'n selfregverdiging nie. Net ek het gesondig teen God en teen pa. Opregte skuldbelydenis. Berou. En kyk hoe mooi is dit. Jesus teken sy pa so anders as 'n aardse pa. Hy skets hom vir ons soos ons hemelse Vader. Altyd gereed om sonde te vergewe. Altyd gereed om genade te betoon. Altyd op die uitkyk vir daardie verlore kind wat hy weet op pad terug is huis toe. En dis die mooi van die gelykenis. Nog voor hierdie seun sy skuldbelydenis kan voltooi, is die vergifnis al daar. Die dienaars word geroep en gesê, bring die beste klere, bring 'n ring vir sy vingers, slag die vetgemaakte kalf. My seun was dood en hy lewe weer, was verlore en ek het hom teruggekry. Dis die vreugde, broers en susters, van God oor die bekering van elke sondaarkind. Ongekende blydskap oor een wat teruggekom het, oor een wat dood was in die sonde en weer lewendig geword het. En watter genade is dit? God gee meer as wat ons vra. Want al daardie dinge wat die pa vir sy seun gee, getuig van eer en van aansien, die beste klere, die ring vir sy vinger, om sy kindskap te bevestig, die vetgemaakte kalf wat geslag word. Nooit weer sal die kind honger ly nie, nooit weer sal hy gebrek hê nie, net oorvloed in die huis van sy Vader. En ons broers en susters lewe in daardie oorvloed, in die huis van ons Vader. Jy en ek. Maar, soos met die gelykenis is ons nog nie klaar nie. Ons moet ook kom by die oudste seun. Kom ons noem hom maar die seun wat gebly het, maar wat ook verlore was. Hierdie seun vat ons weer terug na die agtergrond toe, na die Fariseërs en die skrifgeleerdes, daar in die begin van Lukas 15. Die Fariseërs en skrifgeleerdes wat beswaard was, omdat Jesus saam met tollenaars en sondaars gesit het. Hoe kan sy pa hierdie slegte kind van hom sommer so sonder slag of stoot terug ontvang? Hy dan sy pa se geld op prostituie gaan deurbring, sê hy. Nee, sê die oudste kind, ek gaan nie weer in daai huis in nie. Solank as wat daai kind daar binne is, gaan ek nie daar in nie. Dan sien ons sy pa kom uit om met hom te praat. En nou kom ons noem dit maar die eie geregtigheid, die blindheid, die hardheid van hart na vore. Want hierdie man, hierdie seun wil roem op alles wat hy vir sy pa gedoen het. In plaas van om te besef dat alles wat hy het,
het hy deur die liefde van sy pa. Kyk, sê hy vir sy pa, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Het gaan nie oor ek pa lief het nie. Ek het dit nie gedoen omdat ek weet pa is lief vir my nie. Ek het dit gedoen, sê hy eintlik, omdat ek wou hê pa moet vir my ook goeders gee. Al was hy by die huis, was sy beweegrede dieselfde as die van sy jong boetie. Dis hoekom ek sê albei was eintlik maar verlore. Want nie een van hulle kon insien hoe lief hulle pa hulle het nie. So bring Jesus dan, as ons kan afsluit, hierdie hoofstuk tot 'n einde. Hy vertel vir ons van vreugde wat daar by gelowiges moet wees oor die terugkoms van elke verlore kind van die Here. Dis waaroor dit hier gaan. Maar so maklik word ons daardie seun wat by die huis gebly het, wat vir sy pa kom sê, kyk, ek werk soos 'n slaaf vir jou, ek doen alles wat jy sê, maar jy gee niks vir my nie. Dan praat ons so maklik van iemand anders as daardie mense, of daardie een wat dit gedoen het, of daardie een wat dat gedoen het, daardie een wat so geleef het. Dan word ons ook beswaard soos 'n fariseer en 'n skrifgeleerde. In plaas daarvan om te sien dat ons met elke sondaar wat tot bekering kom, dat ons saam met ons hemelse Vader 'n broer of 'n suster teruggekry het. Onthou dit dan, broers en susters. Hoe kan die fariseërs en skrifgeleerdes so beswaard wees oor verlore kinders wat na hulle hemelse Vader kom luister? Daardie beswaardheid maak jou net so verlore, sê Jesus, as die tollenaar en die sondaar, die kind wat weggeloop het. Amen. Ons gaan vanoggend oor tot die bevestiging van broer Asia as ouderling. Ek gaan aan ons die formulier voorhou vir die bevestiging van ouderlinge. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet nou ons verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder wat as 'n ouderling van hierdie gemeente gekies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in die diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in hierdie am bevestig. Vir die doel moet u broeder wat bevestig word en ook almal wat hier teenwoordig is, uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amptswerk van ouderlinge aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle hiervoor nodig het. As ouderling dan, geliefde broeder, word u ook geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderlinge is dus die volgende:
Eerstens, u moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdrag uitvoer, en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Tweedens, u moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos bystaan. Teen lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sonde voortlewe, moet met kerklike vermaning en tug opgetree word. Die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derdens, u moet veral oor die leer en die wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Laastens, u moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Ek gaan vra dat broer Asie vir ons na vore kom asseblief. Hy sit eintlik heel voor. Broeder Asie, u het gehoor wat die opdrag is en ons vra u nou om opreg op al die volgende vrae te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God, daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Tweedens, glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer en saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Derdens, beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en om dan volgens hierdie leer te lewe. Vierdens, beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe hiervan sou afwyk. Wat is hierop u antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader aan u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees as 'n ouderling ywerig in die regering van die gemeente, wees soos 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente ontvang hierdie man as 'n dienaar van God. Stel u gewillig onder die toesig en die regering van die ouderlinge, want hulle waak oor die lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Dink ook aan die ouderlinge in u gebede. Amen. Omdat ons dit alles nie uit onsself kan doen nie, broeders en susters, gaan ek vra dat ons eers vir broeder Asie toesing Psalm 134, daarvan vers 4. Hy sal na u toe draai wanneer ons dit sing en nadat ons dit gesing het, sal ons in gebed verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanoggend ook getuies kan wees dat U hierdie broer van ons deur die Gees gelei het om die roeping as ouderling in hierdie gemeente ook op te volg. Ons bid U gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om hierdie diens te kan verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde.
Verleen aan hom genade om getrou in die diens te volhard en om nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld daarin te verslap nie. Seën Here ook ons as gemeente waaroor U die ouderlinge gestel het. Maak ons elkeen gewillig om ons aan die vermaaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle ook eer ter wille van hulle roeping. En laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. U kan die sitplek weer inneem. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons loof die Here deur saam te sing, Psalm 84, hoe lieflik is die woningsheer der leerskare, hoe begeer my siel en hinker van verlange om na God se woning op te gaan. Ons sing vers 1, 2 en 3, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Amen.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend. Die eerste afkondiging is die verjaarsdae vir die week. Ons wil vir almal wat verjaar die seën van die Here toebid, en besonder tannie Miep Admiraal wat Dinsdag 82 word, en dan ook oom Solly van Vuren, hy sit altyd daar links agter, word 95 hierdie week. So ons wil vir hulle en vir almal wat die week verjaar, wil ons die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Dan, broeders en susters, onthou die suster saamtrek is eerskomende Saterdagoggend, en ons vra dan almal om in die week wat voorlê ook voorbereiding daarvoor te doen, en ook dan in besonder die wat kom help ook voor te bid en dankie te sê. Dit is 'n groot week wat voorlê vir ons susters en vir 'n paar ander manne wat gaan hard werk ook. Dit dan eerskomende Saterdag die suster saamtrek by gereformeerde of by die NG Kerk Magalieskruin daarbo in Joycelaan. Dis die kerk in Braan Pretoria, maar mens kan net in sy agterkant ingaan vir die wat dit nou nie weet nie. Dan broeders en susters, juis ook met die voorbereidings van die suster saamtrek is daar nie hierdie week Bybelstudie nie. Maar ons begin 8:00 al werk hier by die pastorie om die goed gereed te kry vir die susters saamtrek. Ons doen dit by die pastorie want daar is 'n begrafnis uit Montana Poort uit ook Woensdagoggend hier by die kerk. So ons gaan daar by die pastorie voortgaan met die voorbereidings. Almal wat tyd het, is welkom om te kom saamwerk, en ek sal koffie ook vir julle gee dan Woensdagoggend. So vanaf 8:00 die oggend. Dan is daar vanoggend-tee en daar is katekisasie. So die kinders, julle kom hier na vorentoe eerste en die res van ons is welkom om te gaan tee drink. Baie dankie.